Wat is oom se grootste hoogtepunt? Wat was vir oom die heel lekkerste ding van oom se lewe wat gebeur het? Ja, wel, kyk, ek dink toe ek die dag begin rugby speel het, sport doen, want ek het die skool waar ek begin het net cricket en sokker gespeel. En toe ek nou op Dispatch kom op 12-jarige ouderdom, toe is daar nie sokker nie, daar is dan cricket en ja, toe kry ek kans om rugby te speel en toe kry ek die geleentheid daar en ja, dit was vir my, ek het geweet ek kan iewers dalk in sport uitstaan en gelukkig het dit goed uitgewerk. So, En het oom daai dag al geweet dat oom begin speel het, hierdie is iets wat ek regtig geniet en wat ek goed kan doen? ja, nee, verseker, jy weet, ek het oorgegaan na die skool toe in Dispatch. Ek het daar rondgestaan, in 'n kortbroek, sonder skoene, grys maroon truitjie. Toe kom die hoofseun, Christo van der Westhuizen, en hy kom na my toe, hy sê, speel jy rugby? Sê ek, nee, ek kom sokker en cricket te speel het. Hy sê toe vir my, nee, hier speel ons net rugby. Toe sê hy, okay, vanmiddag kom haal ek jy, ons het gelukkig ver van die skool af gebly nie, en hy was naby ons gebly, en toe kom haal hy my, en toe gaan ek, en toe ek daar by die veld kom, toe vra meneer Blitsvorie, hy was my eerste afrigter, en vra my wat se posisie speel ek, dus ek, nee, maar ek nie rugby gespeel nie, so hy kan my maar sit waar hy wil. En toevallig het die loskakel van die B-span nie opgedaag nie, en toe gaan speel ek, toe sit hy my daar aan. En toe dis waar het begin het. En ook toe, ek het gekyk na oom se onderhoud met Rassie, en toe sê oom, toe het hom ook sommer na 'n klomp drieë toe besluit. Ja, hulle het gewoonlik druk jy die A-span ons al die drieë, en hulle het meeste van die tyd die bal. En maar hulle het toe afgeskop. Toe dink ek, maar ek kon redelik daai tyd goed die ouens lees en so aan, met die sokker, jy weet, dit het nogal baie gehelp, die sokker, want sokker moet jy altyd, jy moet in die gate en hardloop, jy kan nie hier tussen 3-4 ouens staan en hoop jy kry die bal, wat help dit, jy weet. En so ek kon toe sien wat sy kant hy afskop, en ek vang toe die bal, en ek het so towards en kruis met die veld gehardloop en reguit gemaak, toe gaan druk ek. En hulle het seker 5 keer afgeskop, en ek het al 5 keer gaan druk. En nie lang daarna nie, te sê die meneer vir die A-span loskakel, nee, jy daai kant toe, ek moet daai kant toe. En dis toe waar ek begin het, en ek het toe loskakel gespeel tot 'n matriek. 1 jaar het ek nie gespeel nie, staan 9. Maar ja. Wat het in standaard 9 gebeur, hoor? Nee, ons het 'n loskakelaar gehad, Anton Legrandsie. Hy het vir die SA skoolspan gespeel saam met my daai jaar. En hy het toevallig van ons bote uit die SA skoolspan uitgehou. Was baie goed, en maar hy het net na net na skool toe sy army toe, maar hy was 'n baie relaxed ou. Ja. So hy het nie baie lank, weet, hy het nog gespeel by die klub en goed, maar hy het nie, omdat hy so rustig was, hy het nog maar net die game gespeel om het te geniet, lyk my. En ja, toe gaan speel ek nou center. En toe hy nou weer uit is na matriek toe is ek vir my matriekjaar weer terug loskakel. So ek het loskakel albei center binne en buite gespeel. So ek het redelike gevoel gehad toe ek center toe gaan wat om te doen. Maar Anton, hy sê altyd het my gemaak. En so ek moet sy naam noem, maar dis is wat gebeur het. Ek moes toe center skryf. Daai ouens wat 'n ou maak, spanmaats. Ek dink altyd dis vir my 'n vreeslike lekker vraag om te vra in hierdie segment is wie was oom se gunsteling spanmaat? Die ou wat as oom nou vandag weer op toer gaan en ons sê ons kies 'n span. Wie is die eerste ou wat oom vir my sê man skryf sy naam op neer, ek wil hom in die span hê? Jong, as 'n hele paar. Ek dink as jy die 81 agtlyn vat, die hele lot, want is sulke briljante ouens gewees, en
die rugby wat hulle gespeel het, die tipe spelers wat hulle was, topklas. Maar daar's 'n hele klomp. Maar ek dink, as ek nou in provinsiale vlak aan kan dink, is dit definitief Doug Jeffrey. Hy's nou nie meer by ons nie, maar is 'n man wat vol sport was, hy's 'n briljante speler, maar hy het altyd gelag, weet, hy het altyd die dinge kalm gehou, want hy het altyd iets gehad, en jy moes hom altyd dophou, want hy was altyd besig om, iewers moet jy die hele tyd agter jou rug kyk. So, en is lekker om sulke tipe ouens in die span te hê. Oom Dani, hierdie vraag is 'n snaakse vraag om te vra, want ek weet die waarheid is, elke span wat ooit teen oom gespeel het, sou gesê het, as ons hierdie man kan keer, dan staan ons 'n kans. Was daar 'n speler wat oom geïntimideer het? Nee, nie veel. Ek dink net, ek het vir die OP gespeel, ek het by die OP saam baie goeie spelers gespeel, maar ons was net nooit daar om naby die Karibieke te kom. Ons is baie naby een keer, maar as jy daai tyd teen WP Noord-Transvaal gespeel het, jy weet, hulle het oorheers daai tyd, en dan, as ek net dink aan Billy Du Plessis, Karel Du Plessis, Michal, sy broer, Raymond, as jy teen hulle speel, weet jy het vandag is jou hande vol. En as jy in 'n span speel wat 'n bietjie swaar gekry het, dan is dit nog moeiliker vir jou. So ja, dit was nie altyd lekker om teen hulle te speel. Jy wil so gou as moontlik speel en klaar kry en net van die veld afkom. As oom dink oor Suid-Afrika, is nou maar bietjie meer 'n filosofiese vraag. Wat gee vir oom hoop vir ons land? Definitief, as ons oor die rugby praat, ons skole rugby is definitief die beste in die wêreld. En ek dink Suid-Afrika met die talent wat ons het op skole vlak, kan ons nog baie jare die topland wees in rugby. Ons behoort eintlik. Want ek dink nie enige ander land het die voordeel wat ons het by ons skole nie. As jy kyk na die topskole in Suid-Afrika, wat se talent daar is. Nie net in die eerste spanne nie, in die tweede span, onder 14B, onder 15B, daar's tonne ouens wat in 'n ry staan. As hulle ook net die kans kry om aan bo te speel, van hulle laities, weet, dink ek, gaan hulle net so goed wees soos die ouer daar speel, en dien dalk die beter nie. So ons is baie gesond in daai omstandighede, en ons is baie gelukkig. En ons behoort eintlik in elke kompetisie wat ons speel op internasionale vlak, moet ons die kwartfinale, semifinale en die finale speel. Toyota of Ford? Toyota. Wat sal oom sê was die grootste verskil tussen oom Dani Gerber, die rugby speler, en oom Dani Gerber, die mens, die gewone? Nee, want ek het maar altyd probeer dieselfde wees. As ek rugby gespeel het, het ek probeer pelle maak met almal, saam hulle te sit en gesels, vriendelik te wees. En dieselfde as nou, ek probeer altyd net die goed sien in ander mense. Waar ek kan help, sal ek help. Ek dink daarvoor is ek baie oor dit is ek baie trots, as ek kan help vir enigiemand, en as my pelle nie lekker voel of so nie, dan is ek net so bekommerd soos hulle, en ja nee, dis maar, ek wil net, en ek wil my omring met positiewe mense, ek dink dis waaroor die lewe gaan, en as jy positiewe mense om jou het, dan is jy ook sommer positief met alles, al gebeur wat, ek moet net positief bly, en dit is wat ek wil hê. Wat is die grootste of die moeilikste les wat oom ooit geleer het in oom se lewe? Moet nooit dink jy's groter, veral in die sport, dink jy's groter as die game nie. En dit het Dr. Kruiven al vir ons almal gesê toe ons begin het vir Suid-Afrika. Nooit groter wees as die game nie. En ek het dit van ek begin het en begin goed doen het,
En natuurlik het my pa gesê, as jy ooit eendag blind gaan raak, haal ek jou van die veld af of ek slaan jou gat met 'n rotting. Hierdie vraag gaan nou eintlik so, dis nou een vraag, maar hy kom nou sommer so in 3 vlakke uit. Want oom het nou 'n bietjie loskakel gespeel op skool, maar ook binne senter, maar ook later buite senter. Kom ons vra eers, watse posisie het oom die meeste geniet van daai? Ek het heilig van loskakel. Omdat jy kry die bal gehoor en jy kan die ouens opsit, jy weet, en jy kan taktiese skoppe doen. Ek het gehou van die bal in die hand. Dis dieselfde toe ek senter toe geskuif het, as hulle my geskiep het en of ek het die bal uitgegee het, ek altyd gesorg dat ek by die bal is. Want dis maar waar my meeste drie vandaan gekom het. So by loskakel het ek die bal gou gekry en ek het gelike om ouens in die gate in te sit en geleenthede te gee en ja, ek het nogal loskakel baie gehou af. Totdat ek nou met staan in 9 gekom en antwoord vat my plek, want hy was die oogappel van die atletiek afrigter, meneer De Jager. Ja. Toe vat hy nou my plek vir 'n jaar, maar gelukkig toe. Maar ek moet sê daarna, loskakel my baie gehelp by senter ook, so ek kon, soos ek net gesê het, inpas by binne senter, buite senter. Dis eintlik baie naby aan mekaar. As oom dan daar in die kleedkamer gesit het, oom se tolk so vasgemaak het, voor 'n groot provinsiale of internasionale wedstryd, wat het oom gedink is oom se werk? Wat was in daai posisie, wat het oom gedink, okay, ek moet vandag fokus op dit, hierdie is my taak? Kyk, senter is nie 'n maklike posisie nie. Jy moet daar wees, jy moet gaan verdedig, jy moet aanval, jy moet die skoppe jaag, jy moet terugval vir teenaanval. So ek het al eintlik aan voor die game, as ek aan die bed gelê het, het ek 'n hele klomp drieë gedruk in die bed, maar nie op die veld nie. So ja, ek het maar net om my basiese goed reg te doen en te doen wat ek moet doen as senter. En al die ander goed wat ek miskien ekstra gedoen het waar ek nie hoef te gewees het nie, is 'n bonus. So ek kom by baie kere hoef ek nie by plekke te gewees het. Maar ek het gesorg, ek is daar, want ek was lief om drieë te druk en ek het gehou daarvan om ouens drieë te gee, te maak. So ja, ek het maar net op my senterposisie wat ek moet doen, net die basics moet ek net 100% reg doen. En dit het altyd so gebeur nie, maar dit is jou primêre taak en ek het maar probeer om dit te konsentreer daarop. Ja, dit is soms net so voetnote, want oom was eintlik, maar nou verstaan 'n ou goed, dat as oom daai loskakel agtergrond gehad het, want dit was uniek vir oom in oom se tyd dat 'n senter ook kon skop en taktiese skoppe gebruik. Ja nee, ek dink eintlik elke agterspeler in die span moet kan links en regs skop. En dis waar sokker my geleer het van kleins af. En met jou voetwerk, met sy stap, kort trekkies. So ek is dankbaar oor die sokker storie. En pas baie keer wat die loskakel onder druk is, dan moet iemand 'n opsie wat kan skop. Links of na die linkerkant toe of na die regterkant toe. Dit maak dit soveel makliker. Jy weet, as jy een voet is jy beperk, want die ouens is slim, hulle analiseer jou. So hulle hardop op jou skopvoet af. Dan moet jy vastrap, omdraai en dis waar jy nou baie keer die bolle nie ver uit skop nie of jy skop teen iemand vas of jy skop net 'n doellose skop net om ontslae te raak van die bal. So is baie belangrik veral vleuels is dalk miskien anderste. Dis 'n bonus as hulle albei voete kan skop, maar ek dink die skramskakel tot by die buitesenter is 'n baie groot voordeel as jy dit kan doen. En dit help jou met jou aftrappe, verseker. Weer begin net 'n lekker vraag oor oom persoonlik as wat is oom se gunsteling ete? Wat se kos is oom heel liefste voor? As oom nou nog sê nou maar oom is daar in die tronk en oom mag net nog een bord kos kry, wat wil oom eet? Lekker skenkelpot. Ja, nee, ek is mal oor my groente en natuurlik vis ook, maar ek is nogal mal oor 'n skenkelpot.
As 'n mens nou sou vra oom, wat sal oom sê, is daar ietsie wat ons nie van oom weet nie, dalk soos 'n stokperdjie of 'n belangstelling, iets wat oom baie geniet wat min mense van weet? Nee, ek het nee, my stokperdjie is maar golf. Dit gaan bietjie moeilik op die oomblik, maar ek byt maar vas, maar nee, ag, niks. Ek is ou wat nie gesê nie mal is oor visvang nie, maar ek hou van net daar te sit partykeer as die ouens op die boot is of hier langs die kant of 'n jag, weet nie dat ek altyd noodwendig skiet nie, maar is lekker om saam met die ouens op die bakkie te wees en net lekker te gesels en te chill en so aan, maar ek het niks iets snaaks nie. As oom nou kan gaan vakansie hou, waar toe wil oom graag gaan? In Suid-Afrika hou ek van Harold's Bay. En as ek nou moet oorsee gaan, sal ek nogal hou van om Maldives toe te gaan. Ek was nog nie daar nie. Ek sal like om te gaan. Maar ja, ag wat ek net solank dit mooi is en skoon is en ek geniet myself as ek happy. Was daar 'n dag of 'n gesprek of 'n insident wat in oom se lewe gebeur het wat alles verander het? Wat toe dit gebeur of toe oom daai gesprek gehad het, toe oom se lewe heeltemal in 'n ander rigting op pad? Kyk, die jaar toe ek my hartomleiding gehad het, 2002. Ja. En toe ek na haar uitkom en ek praat met so een of twee van my pelle wat ook hardeer is en wat hulle gedoen het en toe het ek heeltemal 'n ander idee begin kry van die lewe. Ou is eintlik net 'n geleende tyd op die aarde en so jy moet jou dinge reg hou en reg kry en weet lekker interessante gepraat oor die lewe en ek het daar besluit, jy weet, ek moet kan nie lewe net vir granted vat, alles gaan net regloop en so nie. Want daai storie het soos my geval het soos 'n dief in die nag gekom, weet. Ek was nooit gedink dit sou gebeur nie. En ek het nooit gerook nie, ek het hard geoefen. En ek kon net nie verstaan hoekom dit met my gebeur nie. En dan sien ek ouens wat rook, drink elke aand, rook 40, 50 sigarette 'n dag. Ek oefen, hier gebeur dit met my. Ja, en toe ons nou die een spesifieke met tandarts, dokter vir Klaas en toe praat ons 'n bietjie oor goed en daar het ek besef, jy weet, nou moet lewe, elke dag voluit, maar daar is ook sekere dinge wat jy moet na kyk en anders te gaan jou tyd mors. Dis ek het gedink aan hierdie as mens nou daaroor vra. Ek wonder hoeveel keer in oom se lewe het iemand na oom toe gekom en gesê wat hulle van oom bewonder. Het sy nou oom se aftrap of oom se spoed of oom se spelvaardigheid. Maar ek het gewonder, wat hou oom van oom self? As oom in die spieël kyk, wat voel oom is 'n eienskap waarop oom voel, maar ek hou van dit van myself. Die feit dat ek is baie gewig, weet ek my gewig moet reg wees. Ek wil goed lyk solank ek kan. Ek wil hê die jong laities van vandag en die ouer mense, jy kan sien hierdie ou, hy doen moeite, hy wil goed lyk. En dis waar as ek daar staan, ek kyk, ek wil nie vet wees nie. Ek wil goed lyk vir myself, ek worry nie oor ander nie, maar ek wil ook 'n voorbeeld wees vir jonger kinders, ou mense. Maak jy saak hoe oud is jy, hoe oud jy is nie. Jy kan nog na jouself kyk, jy kan nog oefen. En ek is nogal fanaties daarop, ek is nogal eintlik 'n pyn in die dinges as dit by dit kom. En so ja, ek hou daarvan as ek voel goed. En dis vir my. En dan die ander ding is, dis nou rugby terme. Die grootste kompliment wat ek kan kry van iemand
maak nie saak die drieë of wat ook al nie. Hoeveel jy gedruk het en hoe goed jy is en wat hulle sê nie of wat ook al. As iemand na my toe kom en hy sê vir my en hy vat my hand en hy sê, nou dit gebeur baie tot nou toe nog. Ek bedoel omtrent elke tweede, derde dag as ek mense raakloop oral in die land of hier in die Kaap waar ook ek jy gaan en daar's rugby ouens en hulle kom en hulle sê vir my, hoorie baie dankie vir wat jy gedoen het vir rugby, Suid-Afrikaanse rugby en die plesier wat jy ons gegee het. Dis vir my die grootste kompliment. Al hierdie ander goed is net bysake. Want eintlik 'n sport is 'n entertainment game. Alle sporte is entertainment. So my uitgangspunt was in elk geval, ek wil die mense entertain. Hulle betaal om te kom kyk. Ek het die talent gekry om vir hulle te wys wat ek kan doen. Dit het altyd so uitgewerk wat dit goed gegaan het nie. Ek is baie uitgeskel. Maar vir my was dit die ek wil net die mense hulle moet dit geniet, hulle moet my onthou as 'n ou wat hulle geëntertain het en soos ek net gesê het, dankie vir wat jy gedoen het vir ons rugby. Hy is die moeilikste hulle almal. Hugo, Dit is seker die meeste wedstryde om van te praat. nee, ek het nooit die Karibeker Hy het nooit die Karibeker gewen, hy was te useless geweest. gesien nie. En die ander ding is, waar hy die bal van gekry het, hy het nooit, ons moes die bal van hom gegee het. Nou, dit was julle job. Dink dat jy het meer gegee het. Dankie. Ja, Gerber.